Ons is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas op 'n maandag is Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends. En ons gesels vanoggend 'n bietjie oor die jongste tendense in die landboumarkte as ook vooruitsigte vir 2026. Johnny, goeiemôre en welkom terug. Goeiemôre, Doopie. Ja, welkom. Dit is baie lekker om terug te wees en ja, ek hoop is 'n goeie jaar vir julle in die span wat ook al voorlê. Al by Groot Plaas en al die kykers ook. Ek hoop 'n goeie 2026 vir al ons landbouers daar buite. Waardeer Johnny, dieselfde vir jou. So kom ons spring sommer gou in die dinge in as ons kyk nou na 2026. Kommoditeite in die Suid-Afrikaanse landbousektor. Volgens jou, waar is daar lekker groeipotensiaal vir die jaar wat voorlê? Doopie, ja, ek dink nogal as ons kyk na die graanmarkte, ons is op die oomblik in 'n situasie waar ons baie aanbod het, lae pryse op die oomblik het. So ek dink baie van ons graanboere plaaslik, maar in Amerika, oral is maar baie bekommerd oor die prysvlakke tans, winsgewendheid wat bietjie negatief geraak kan word. Ons sit nou in 'n situasie waar dit regtig oor aanbod is in meeste produksieareas, maar ek dink as ons so na die weervoorspellers kyk en die slim manne wat vir ons gaan kyk wat rondom die weer aangaan, dink ek daar's baie potensiaal vir situasie waar ons vinnige prysstygings kan sien, veral met vraag wat steeds relatief goed bly vir meer noodsaaklike produkte, soos byvoorbeeld mielies, sojabone, koring veral wat dan brood ook is. So die markte wêreldwyd is ekonomiese markte maar onder druk. So weer eens graan is nogal hoog in aanbod, in vraag, omdat ons hierdie verbruikers sien wat teruggeskuif het meer na noodsaaklike produkte toe. So weer eens, die verbruik is baie goed, maar aanbod is tans net hoër. So ek dink as daai prentjie bietjie gaan anders lyk, bietjie gaan skuif, kan ons dalk interessante bewegings hierdie jaar vir graanmarkte sien. Nou, aan die einde van laas jaar het ons baie gepraat oor die wisselvalligheid van die pryse, veral in die graanmark, en ons het tot laat in die jaar het ons dit nog bespreek. Maar enige vooruitsigte en wat dink jy kan ons verwag verder vir pryse spesifiek op graan in 2026? Doopie, vandag nogal baie interessant, kom die USDA se nuutste verslag uit. Hulle gaan dan vir ons baie goeie rigting gee, die Amerikaanse regering, van wat met voorraadvlakke aangaan, wat met hulle verbruik aangaan. En hoekom ons spesifiek nou na Amerika kyk en daai verslag kyk, is omdat ons produksietoestande plaaslik baie goed lyk. Sekere areas te nat, sekere areas bietjie te droog, maar oor die algemeen lyk ons oes, mielies, sojabone, sonneblom lyk steeds goed. So ons bly op pariteitspryse steeds en ons hardloop maar baie op daai prysvlakke tans. So ons fokus skuif nou internasionaal, USDA wat in Brazil aangaan, wat met China se vraag dan aangaan. So weer eens van daai kant af, gaan ons vandag nogal baie nuwe nuus kry. Die verwagting is dat hulle opbrengste in Amerika gaan afwaarts aanpas, maar dat byvoorbeeld graan wat na voersektor toe gaan, ook afwaarts aangepas kan word. So dit kan baie maklik beteken die eindvoorraadvlakke bly dan sywaarts. So weer eens, die analiste sit maar en wag om te kyk wat werklik hierdie week gaan gebeur van daar af, maar soos die seisoen aangaan, kan ons moontlik bietjie weersprobleme in hardloop. As ons weervoorspellers reg is, kan ons dalk bietjie droër toestande plaaslik kry. Weer eens al goed sê vir ons kan dalk wegbeweeg van pariteite, ons kan nuwe ondersteuning kry, maar weer eens hier waar ons nou die laaste week of wat was, voel vir my is 'n redelike onderste vlak en ons het redelik goeie ondersteuning op hierdie vlakke gehad. So weer eens, ek dink ons baie nuus wat vir ons pryse eerder waarskynlikheid dat ons eerder hoër pryse kan kry soos die seisoen aangaan, as wat ons regtig nog verdere skerp dalings kan sien. Johnny, jy het nou so verwys na die weer. Hoe groot rol gaan klimaatsveranderlikheid en weerpatrone speel in produksiebesluite vir ons boere in 2026? Doopie, as mens nou die weer manne kan glo en luister wat hulle almal sê, is dat klimaatsverandering kan ek sê omstandighede gewoonlik meer intensief maak of sekere verskynsels meer intensief maak. Natter toestande, vloede raak meer intensief, droër toestande raak dan ook meer intensief. So weer eens, as ons dit kan volg en ons sien nou hierdie groot vloede wat ons nou daar in die Wildtuin of so sien. Ek weet nou nie presies wat alles daar gebeur het, maar dan kan ons byvoorbeeld dalk in 'n droër, as ons in 'n droër tydperk in beweeg, kan ons in 'n meer intense droër tydperk in beweeg. So dis dalk iets wat ons in gedagte moet hou, maar weer eens, ek dink weer gaan vir ons 'n baie belangrike faktor wees wat hierdie jaar die winsgewendheid van ons boere beïnvloed. Graan, as ons kyk na die varsprodukte sektor, as ons kyk na die lewende hawe sektor, veral bees, skaap, dan kan dit vir
vir ons 'n baie groot rol speel hierdie jaar en ons doen ons elke week ook hierdie onderhoud met Johan van der Berg, die video wat ons daar doen. So ons probeer almal ingelig hou met die nuutste goed wat inkom, met hoe El Niño beweeg, hoe La Niña beweeg en hoe hulle beplanning vir die jaar moet doen. So ek dink dit is baie belangrike faktor spesifiek hierdie jaar om dan in ag te neem. Voordat ons na die breek toe gaan, Johnny, grootste risiko's buiten die weer natuurlik wat ons boere in die gesig staar vir 2026 in jou opinie? Ja, dit heidaglik is dit maar eintlik winsgewendheid as ons nou terugkom daarna toe. Ons sien lae kommoditeitspryse tans veral na graanbedryf toe, varsprodukbedryf ook, aardappelpryse wat laag is, tamatie, wortelpryse wat redelik skerp gedaal het oor die afgelope week en dan natuurlik die graanpryse wat baie druk op die winsgewendheid nou van ons boere ook sit. So daai is maar my grootste risiko en ek dink hulle moet mooi gaan kyk, boere moet mooi kyk om dalk geleenthede te gebruik wanneer dit vorendag kom. Byvoorbeeld as hierdie verslag van vandag vir ons goeie nuus bring in terme van pryse gaan op, gebruik van daai geleenthede om jou risiko uit die mark te haal. Hierdie jaar is apart van die weer, is dit vir my nogal 'n beweging pryse wat moontlik kan laag bly as ons sien dat die ooraanbod steeds daar gaan bly, maar weer eens daar kan baie geleenthede kom. So ek dink boere moet dit net baie mooi gaan bestuur hierdie jaar, hulle bemarking spesifiek van pryse. Johnny, ons is nou weer terug met jou. Ons gas vandag op 'n groot plaas, Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends om te gesels oor die vooruitskatting vir 2026 en natuurlik die jongste tendense in die landboumark. Ons is nou weer terug net hierna. Jy is ingeskakel op Groot Plaas en ons gesels bietjie op 'n maandag met Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends oor die jongste tendense in die landboumarkte en dan ons vooruitsigte vir 2026. Johnny, so met insetkoste soos kunsmis, brandstof, arbeid, al daai goedertjies waaroor ons einde van laas jaar ook gepraat het, sien jy verligting of verdere druk vir ons boere in 2026? Ek is nogal hier so 'n bietjie meer positief. Ek dink van 'n insetkoste oogpunt af kan ons dalk so 'n bietjie verligting kry. Oliepryse wat ons gesien het redelik op 'n lae vlak bly, vraag veral vanaf China, jou groot verbruiker, wat laer bly. Amerika produseer meer en met hierdie Venezuela aspek het ons gesien dat moontlik meer van daai olie ook in die mark kan kom. So weer eens van 'n olie oogpunt af, dit kan nogal vir ons verligting bring, behalwe as ons baie meer geopolitiese druk begin sien en olie wat nogal gewoonlik in die spervuur is. So as daar meer druk kan kom, kan ons meer spel sien of meer eintlik onsekerheid rondom olie sien en dit kan weer vir ons interessante bewegings gee, maar dis iets wat ons nie noodwendig nou in ag neem nie. Ek dink van kunsmis oogpunt af en van ons ander insetkoste oogpunt af, behoort ons grootliks 'n sywaartse beweging te sien. So ek hoop regtig nie ons sien ekstra druk nie. Veral as ons nou nog gaan kyk na wisselkoers, die wisselkoers wat op 'n sterk vlak hier op R16.50 op die oomblik bly. Weens dit sit, dit bring al ons ingevoerde produkte se pryse ook af. So dis 'n positiewe aspek vir ons insetkostes. Dit druk ongelukkig na ons mieliepryse en daar ander pryse ook bietjie af oor die kort termyn, maar ek dink van 'n insetkoste oogpunt af behoort ons nie te veel bekommernis te hê vir die komende seisoen nie. Nou, een van die goeders wat ons ook laas jaar nogals in diepte bespreek het, is ons het natuurlik gekyk na vleispryse. Op die oomblik handhaaf ook nogals hoë vlakke, maar hoe gaan ons dit sien in 2026? Ja, soos jy sê, die vleismarkte het nogal op 'n hoë prysvlakke begin hierdie jaar. Ons het laasweek nou die inligting wat ons nou bymekaar kon skraap, veilings was nou nog nie oop gewees ensovoorts nie. Maar dit lyk asof hier na R69-68 vir die superspryse het die mark op begin. Ons sal vandag ons nuutste speenkalfpryse kry, so hierdie week se video wat ons dan uitbring in ons verslag sal ons eerste kalf en lampryse vir die jaar ook wees. Maar oor die algemeen het hierdie pryse op 'n goeie vlakke begin en dis skaap het op R110 daar rond tot R112 op sekere plekke. So vark, hoenders het redelik op goeie prysvlakke begin. Maar weer eens ons beweeg nou in 'n maand in wat
die verbruikers se vraag baie skuif terug na noodsaaklike produkte toe. Ons sien skoolgelde moet betaal word, skoene, al daai tipe goed wat betaal moet word. So luxer produkte soos 'n skaap en 'n vark en beesvleispryse kan dalk so 'n bietjie onder druk kom van 'n vraagoogpunt af, veral as aanbod relatief hoog bly. So ek dink vir die volgende maand of so kan ons dalk so 'n bietjie afwaartse druk op hierdie markte. En nou sien maar dis elke jaar se storie, dis nie 'n nuwe storie nie. Ons sien gewoonlik dat die markte bietjie afkom hier na Februarie toe en dan weer so 'n bietjie begin optel soos ons Paasnaweek toe begin beweeg. Maar hierdie jaar gaan back and claw natuurlik belangrik wees vir die vleismarkte en ons gaan moet kyk na weer. As dit droër gaan wees soos ons in Maart en April in beweeg, dan kan ons sien dat meer diere bemark word, meer lammers in die mark inkom, meer kalvers wat in die mark inkom as gevolg van produksie of veidingstoestande wat nie noodwendig lekker is nie, of ideaal is nie, en dan sien ons meer diere wat bemark word, vraag wat nie noodwendig verskriklik hoër is nie, en dan pryse wat negatief kan beweeg, soos ons in speentydperk in beweeg, en ons het dit laas jaar nie gesien nie, so dit gaan interessant wees. My gevoel wel met back and closure is dat ons dit meestal in die markte ingeprys is op die oomblik. Daar's nie baie, ek dink as dit nou gaan verder versprei of so, behoort ons nie baie ekstra effek of addisionele effek op pryse te sien nie, maar weer eens hou daai weeromstandighede dop. Lekker gebraai in Desember en vergeet die skoolgeld is nog op pad in Januarie, nee. So, ons het nou gepraat oor die vleispryse, maar natuurlik aardappels, tomaties, wortels begin ook die jaar op 'n goeie noot. Wat kan ons van varsmarkte verwag, Johnny? Ja, Dopie, ons het nogal, dis baie interessant. Ek dink aardappelpryse het laasweek of so oor die nuwe jaar waar daar baie beperkte dae was wat hulle verhandel het op die markte as gevolg van al die vakansie daar, het hy so op R70, baie interessant, is amper R20 hoër waar hy nou is. Ons het nuutste pryse nou vanoggend ingekry. Hy is terug na R50 toe. Tomatiepryse is ook 20% af, wortelpryse is omtrent 20% af van laasweek, van daai week wat ons oor die nuwe jaar beweeg het. Weereens 'n groot skuif in vraag. Mense het vergeet het om hulle skoolgelde te betaal en nou moet hulle opspring, maar daar's 'n groot beweging nou weg van dit af, maar die markte wat baie stil is. Ek praat met markagente en ek dink een storie wat hulle almal vir my gesê het, is dat hulle is bekommerd rakende die vraag op die oomblik, die voete wat op die markte is. So ons sien verseker die vraag element sê daar nie, en dan aanbod wat nou weer begin optel, soos boere of soos produsente terugkeer van vakansie, of die pakhuise weer oopmaak ensovoorts, en ons van daai aanbod sien wat nou weer addisioneel in die mark inkom. So weer eens, ek dink vir die volgende 2 of wat weke kan ons dalk weer 'n bietjie druk op hierdie mark te sien. So vir ons jong boere wat kyk, nuwe toetreders tot die landbou dalk, is daar enige sektore of waardeketings wat jy dink gaan die meeste geleentheid bied in 2026? Toepie, ja, dis regtig nogal 'n moeilike vraag. Nuwe toetreders is baie moeilik in landbou. Grond is regtig geweldig duur. Insette is geweldig duur. So om van niets af te begin is geweldig uitdagend. Een ding wat as ek hierdie jaar moet opsom, is dit vir my om risiko te beperk. So ek sal meer, as ek iemand het wat nie noodwendig 'n skok kan hanteer, sal ek meer neig na iets wat jy kan besproei, iets wat jy se aanbod wat jy wel kan half op 'n manier bevestig, soos besproeiing, mielies ensovoorts. Want weer gaan vir my 'n groot rol speel hierdie jaar. As die weervoorspellers weer eens reg is, gaan ons moontlik in 'n droër tydperk in beweeg. Aanbod wat moontlik baie onder druk kan kom, wat addisionele risiko vir ons boere daar buite sit. Maar weer eens vir ons nuwe toetreders, moenie jou probeer jou beplanning oor 'n langer termyn gaan maak. Dis nie 'n korttermyn boerdery, is nie 'n korttermyn winsprojek nie. Jy kan nie elke jaar maksimum wins maak nie. Daar's 10 teen 3 van jou 10 jaar wat jy nie gaan wins maak nie. Maak seker jy maak genoeg geld oor die ander 7 jaar om die ander 3 jaar ook te kan hanteer. Dis maar die natuur wat wiskunde, wat landbou vir ons bring, maar maak seker jy beplan jou moeilike jare ook in. So ek dink vir hulle maak seker dit is iets wat jy in jou agterkop hou.
Johnny, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Soos wat dit vir my klink, wag ons vir baie verslae om vandag eers uit te kom. So ons sal 'n bietjie meer van 'n duidelike prentjie om te skets volgende week maandag. Maar dis Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends en elke maandag gesels ons met hom oor die nuutste tendense in die landboumarkte en ook vooruitskatting vir 2026. Dis dit vir die eerste episode vir Groot Plaas vir hierdie jaar vir 2026. Ons hoop jy het dit geniet saam met ons en ons sien mekaar dan weer môreoggend.